Goeienaand kind van God en baie welkom by ons 19de episode van die Een met Net met Jesus podcast. Vanaand gesels ons 'n bietjie met twee pastore en ons gaan kyk na die waarde van die woord, nie net op sigself die Bybel nie, maar ook verhouding met God. Ek hoop jy kuier vanaand lekker saam met ons en ons hoor graag wat hierdie twee vir ons gaan sê. Daar's met hierdie podcast het ons weer die voorreg om te kan praat, te deel met jou oor jou Bybel, oor die Bybel self. Nie net waar die Bybel ontstaan en hoe die Bybel ontstaan nie, maar die waarde van die Bybel in jou huis en jou lewe. Kom ons bid net gou saam. Vader, ons dankie Here God vir die woord en weer eens, die woord is kosbaar. U sê vir ons, u woord, Jesus het woord geword en die woord moet binne in ons woon. Jesus moet in ons woon. Om hierdie woord te aktiveer, moet ons die Heilige Gees in ons hê. Want sonder die Heilige Gees gaan die woord Jesus geen betekenis in hierdie wêreld hê nie. Versterk ons, leer ons, geef ons die lig, lewe en om dit te verstaan in Jesus naam. Amen, amen en amen. William Paul, wat sou jy sê in die jare van Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes, selfs Jesus was die woord, het hulle nie 'n Bybel gehad nie. Nou hoe het die predikers dan voorberei? Hoe kon hulle preek? Hoe kon hulle bedien? Hoe kon Jesus vir ons sê in Romeine 10 verduidelik dit vir ons, dis hoekom ek sê, hoe kon Jesus dit sê? Al het Paulus dit geskryf, maak nie saak nie. Lukas het geskryf, maak nie saak nie. Dit gaan daaroor, Jesus die woord. En hoe kan hy sê, deur prediking geskied die gehoor, en deur gehoor geskied geloof? Nou, hoe kon hy evangelie verkondig, as hulle nie 'n Bybel gehad het nie? Vandag moet ons dan preke uitwerk. So ek verstaan dit nou nie, verduidelik gou vir my. Ek sal sê, pastoor, een ding wat hulle het, wat ons ook vandag het, is, hulle het die Heilige Gees gehad, om op staat te maak, wat deur hulle kon praat. Matteus 10 vers 20 het Jesus vir die disippels gesê, julle moenie worry oor wat julle gaan sê nie, want ek sal vir julle in daardie uur gegee word, wat om te spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees wat deur julle spreek. En ek dink dat God se Gees is dit wat Petrus en Paulus hulle op staat gemaak het in die begin, want daar was nie 'n Bybel nie, so hulle het net op God vertrou om 'n woord vir hulle te gee in hulle harte. Ek vra 'n vraag dan, in daai geval vra ek 'n vraag. En dit is, aanbid ons nie meer die Bybel, en raak die Bybel nie vir ons baie keer meer die kern, as Jesus self, wat eintlik die fokuspunt is nie. Ja. Is dit nie 'n kwessie van dat ons is so op die Bybel gefokus, maar nie op die Here van die Bybel nie. Dink jy nie dit raak baie keer 'n godsdienstige saak, 'n saak wat ons sê ons moet uit tradisie uit beweeg, maar ons fokus so op die Bybel dat ons nooit by die meester of by die woord en die waarheid uitkom by Jesus nie. Wat sou jy sê? Ja, ek dink pastoor slaan die spyker op die kop met dit, want ek dink mens kan vasgevang word in lerings en om die Bybel te bestudeer uit 'n teologiese oogpunt uit en om al daai goeders te doen, maar dis nie noodwendig hoe God dit beplan het nie, want die evangelie is 'n eenvoudige boodskap vir alle mense om te kan ontvang en te verstaan, en ek dink mens kan dit baie ingewikkeld maak as mens die Bybel begin bestudeer en jy beweeg weg van God se Gees af en die eenvoud van die woord. Ek stem met jou 100% saam. In die heel eerste plek, as ons kyk hoe het Paulus, Petrus, Jakobus, Johannes bedien, selfs Jesus, is die roete, die pad wat hulle geloop het daar soveel dinge gebeur. Paulus het byvoorbeeld die skipbreuk gehad. Uit die skipbreuk uit leer ons geweldig baie. Dan sien ons weer Paulus die volgende oomblik pik 'n slang om. Daarvan af is hy Rome toe. Hierdie pad wat hy geloop het, besef ons een ding, dis in daardie tyd nie in 'n Bybel opgeteken nie, maar dis sy getuienis. Hy kon vir mense sê, ek was op daardie skip wat julle gesien het, daardie wrak wat julle met julle eie oë gesien het, in die koue stormwater in die wintertydperk, het die Here my gehelp om uit te swem. En dit word aangeteken as skrif, as woord, wat God gedoen het in sy lewe, en hoe Paulus dit beleef het. Vandag is dit ons Bybel, maar in ons eie lewens, wat se getuienis het ons? Wat het ons wat ek en jy kan vat, en byvoorbeeld uitdra buitekant toe, as kern om te sê, fokus op Jesus. Die woord van God is vir ons daar, dis saamgestel, as ons net kyk, elkeen van hulle wat 'n brief geskryf het,
Selfs Paulus wat briewe geskryf het baie keer min tyd gehad om te preek, maar hy kon sy getuienis in die tronk neerskryf en na die gemeentes te stuur, en daar is dit voorgelees, en hulle kon sê, wow, kyk wat het gebeur in Paulus se lewe, God was met hom. Vandag het ek en jy die woord, maar ons moet nie die letter as sambok maak om iemand te slaan nie, te veroordeel nie. Ons moet die letter vat, die woord, Jesus, vir redding vir siele. Ek dink ons is by 'n plek in die lewe wat die kern weer kom en weer raak. Daar kom 'n tyd wat die Bybel verbân gaan word. Daar kom 'n tyd wat ons vervolg word. Waar kry ons dan die woord vandaan? Net soos in die tyd van Paulus, Petrus, Jakobus, gaan ons vervolg word, maar die verskil is ons getuienisse, so wat die Heilige Gees ons lei, gaan ander weer versterk. So ek en jy moet so kan lewe in die woord van God, deur die woord van God, dat die Bybel, die woord van God, ons versterk en bemoedig om ook dit wat hier gebeur toe te pas in ons lewe, sodat ons nuwe vast getuienisse kan kry. Ons kan nie net lewe van die manne in die woord se getuienisse nie. Ons moet nuwe getuienisse hê. Ons kan nie net lees, hulle het die stem van die Here gehoor, en Filippus hoor die Heilige Gees, en hy hoor 'n engel wat met hom praat, maar ons lees nie daarvan, maar dit moet in ons lewens gebeur. Ons lees daarvan, en nou is dit belangrik, dat ek en jy dit ervaar. William Paul, hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink presies wat pastoor sê, dat die Heilige Gees het met hulle gepraat in hulle harte, of in drome en visioene het hulle God se stem gehoor, en dis wat hulle gedryf het. Hulle het nie na 'n boek toe gehardloop om antwoorde te gaan soek nie, en daarmee sê ek nie die Bybel, ons moet almal ons tyd in die woord spandeer, maar die woord moet binne in jou eerste wees. Anders is die Bybel ook maar net letters in 'n boek. Ek sal nooit vergeet nie, in my eie lewe, voordat die Here in my lewe ingekom het, was die Bybel vir my 'n vreemde boek, en niks daar binne het sin gemaak nie, en het vir my geen waarde gehad nie. En die dag toe God se Gees inkom, toe maak die Bybel sin, en toe kan die woorde iets beteken vir my. En ek dink sonder die Heilige Gees en God se teenwoordigheid in 'n mens se lewe, is die Bybel maar net 'n boek. Dis absoluut die waarheid wat William Paul sê. Ons sien dat Paulus sit in Rome in die kerker, in die gevangenis, en die bose sal hom wil uitwis. Daar het nog nie 'n Bybel bestaan nie. Maar al sy geskrifte was by Timoteus. Timoteus moes dit bymekaar maak, gereed kry, sodat Markus dit kon optel, maar dit moes uitkom deur Lukas, by Paulus. Lukas het gewonder, Paulus, hoekom wil jy al hierdie geskrifte hê? Hoekom is dit vir jou so dringend? Paulus het geweet, ek en jy gaan dit nodig hê. Al hierdie briewe is saamgevoeg jare daarna, dis bewaar, en vandag het ons 'n Bybel. Hierdie Bybel is so kosbaar, dit het van die karakter van God geraak. God se begin vir ons, die einde van God se plan vir ons. Adam en Eva aan die begin, en op die einde waar die bruid uitroep, saam met die Heilige Gees, kom, wat vir jou sê, kom, in Openbaring 22, en eindig op die einde met amen, wat hy ook sê, moet niks uit hierdie woord uitlaat nie. Wie iets uitlaat nie, die straf sal oor hom kom. Wie iets byvoeg, die straf sal oor jou kom. Daarom moet ons in die woord van God in die waarheid lewe, en dit is wat so kosbaar is, deur die woord van die Here te bestudeer. Hoe belangrik is dit om elke dag die woord te lees? Elke dag tyd te spandeer in hom. Ek dink net, ek gaan net een van die disippels, een van die apostels, William Paul, ons dink net in die boek Openbaring, toe Johannes hom geskryf het, wat die bose hom verhinder het. En hy het fisies, is hy in Patmos, deur die Romeine, is sy hande in kokende olie gedruk, elke keer as hy 'n visioen gesien het, en hy skryf die boek Openbaring. Hy was in pyn, in ellende. Sy vingers, sê hulle, was behoorlik, stompies gebrand later, verbrand. Steeds, as hy visioene sien, gaan hy aan, en hy het 'n skrywer gehad wat saam met hom was, wat saam met hom die aantekening gedoen het, skryf hulle die boek Openbaring en voltooi dit. Ek en jy het dit. Sonder pyn kan ons dit lees. Hoeveel tyd spandeer jy in jou Bybel elke dag? William Paul, hoe voel jy daaroor om die woord van die Here te lees? Ek dink daar is so baie boeke wat geskryf word oor idees en gebede en oor soveel dinge, selfs oor die hemel. Maar al die antwoorde is hierin, is in die Bybel. Jou 53 vertaling is jou mooi
suiwer woord wat die Heilige Gees gelyk kan lees. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek dink dit wat pastoor ook sê, baie keer dan gaan mense na 'n lering toe, dan sit een skrif, maar hulle skryf dalk 5 bladsye oor een skrif en dis hulle ervaring. Maar ek dink die groot ding is vir ons almal is jy moet by die woord self bly en self tyd spandeer. Dawid het dit so mooi gesê om te sê die wet van God, die woord van God is soeter as heuning en is kosbaarder as fyn goud. En ek dink vir my en vir jou, ons moet self gaan koop by die Here en tyd uitkoop met hom en in die woord sodat dit jou kan volmaak. Ander mense kan nie dit vir jou gaan doen nie. Jy moet self daar kom. Ek dink sommer aan die storie van die verstandige maagde en die 5 onverstandiges. Toe die onverstandiges te min olie gehad het, toe kon hulle nie by die verstandiges kry nie. Hulle moes self na die koopsmanne toe gegaan het. En ek dink is dieselfde ook, jy moet jou tyd in die woord insit self. Ander mense kan dit nie vir jou doen nie, want anders gaan jy nie daai tyd met God kan spandeer wat so nodig is, laat die woord kan oopbreek nie. Dis presies wat jy sê, William Paul, ek eer die Here daarvoor. En ek het gaan kyk na die statistieke, die gemiddeld van wat mense die Bybel lees, hierdie kosbare woord. En ek praat nou net van Christene, nie van oor die algemeen al die mense nie. En dis hartseer as ons daarna kyk, dat ongeveer 30 tot 35% Christene lees 1 keer 'n week uit sy Bybel uit, of haar Bybel uit. 1 keer 'n week, 30 tot 35%. Hoekom? Hierdie woord is so kosbaar. Ons antwoorde lê daarin. Is dit net op 'n Sondag wat jy hom lees? Lees jy elke oggend steeds jou woord en elke aand? Lees jy kwartier jy soms deur die dag die woord? Jy ontvang woord deur WhatsApp en SMS'e en deur mediums en deur mense. Dis nie genoeg nie. Jy moet die woord vat en self gaan lees. Vir die Here vra, Here, lei my deur die woord en lees dit. Geniet dit. Want dis Heilige Gees leiding en hieruit moet jy dan dit toepas in die lewe sodat jy 'n vas nuwe getuienis kan hê. Ongeveer 10 tot 30% mense lees die Bybel weekliks. En dis vir my hartseer. As ons kyk dat 60% lees dit selde of nooit. Ons is Christene. Ons het God so nodig. Ons sal dit baie meer moet doen. En die volgende hartseer verhaal is dat 30 tot 35% Christene gaan gereeld na die huis van die Here toe. Met ander woorde, dit is nie eens Bybel lees nie, wat gereeld kerk toe gaan. Kind van God, ons sien vandag op die selfoon, lees mense hulle Bybel, sit in die kerk met hulle Bybel. Gaan weer terug na die woord toe. Hoe lekker is dit om hierdie papier te ryk, te voel, te beleef, aantekening te maak, deur jou woord te lees en te verdiep by Vader God. Daar is soveel waarde in dit, soveel kwaliteite in dit. Soek God meer. Jy gaan hom hierin vind. Baie sê hulle hoor nie die stem van die Here nie. Ek kyk na Filippus. Hy hoor die engel praat met hom. Hy hoor kort daarna die Heilige Gees praat met hom. Kind van God, drome, Job 33, praat die Here met jou. Deur sy woord praat hy met jou. Hoorbaar praat hy met jou. Kind van God, jou verhouding met God is belangrik. Ons leef in 'n tyd wat ons nie sonder God kan wees nie. William Paul, terwyl ons afsluit, wat wil jy vir mense sê om hulle te bemoedig om meer Bybel te lees? Ek wil net sê dat die woord is manna vir die siel en Jesus is die lewende brood en ons het die woord gekry. Die hele Bybel point na Jesus toe en wanneer ons tyd in die woord spandeer saam met die Heilige Gees wat dit oopbreek, dan voed dit jou op maniere wat jy nooit sal kan gevoed word nie. En ek dink die misleiding en die verleiding wat kom in vandag se tyd is as gevolg van te min mense wat hulle woord ken en wat die Bybel bestudeer. Jesus het Satan net weerstaan in die woestyn deur die woord. En ek dink vir my en vir jou en vir almal, as jy nie tyd in 'n woord spandeer, dan gaan jy mislei word en jy gaan dit nie kan maak in die laaste dae as jy nie tyd in die woord spandeer nie. Amen. En die woord is ook ons beste wapen wat ons het teen die vyand. Eer die Here. Kom ons sluit af in gebed. En ons dank Vader God en ons wag vir jou. Kom 'n bietjie met 'n getuienis na ons toe terug wat ons op die podcast kan plaas. Getuienisse van wat in jou lewe gebeur het en hoe dit gebeur het dat jy meer uit die woord van God uit lees. Maar gee vir ons 'n lieflike, nuwe, vars geur
vars getuienis van iets wat gebeur het in jou lewe, wat ander se lewens ook kan omdraai. Ek hoor van mense wat besluit het, nie om gesondheidsredes nie, maar omdat hulle God so lief het, het hulle opgehou rook. Hoe het hulle dit reg gekry? Ons soek 'n bietjie jou getuienis. Dinge wat in jou lewe gebeur het, wat omgedraai het, en wat jy antwoorde in die woord van God gekry het. Kom ons verheerlik die Here. Ons land en alles kan net omdraai as ons werklik by God uitkom. 12 disippels, 12 apostels op die einde, nadat Judas ook vervang is, hardloop deur Israel. Slegs 1% van die volk het tot en met Paulus se tyd en selfs daarna Jesus gedien. Maar daai 1% het so groot verskil gemaak dat dit 'n impak in die wêreld gemaak het. Wat se impak kan ek en jy nie maak vir God nie? Al dien net 1% hom, maar dien hom voluit en lees jou Bybel, gaan dit 'n verskil in die wêreld maak. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vandag vir die woord wat ons het, Here. Kosbare Bybel. Die woord van God in ons midde, in ons huise, in ons lewe. Mag ons, Here, weer by die plek kom, wat ons nie net Bybelstudie opgewonde hou nie, maar Here, selgroepe bywoon. Laat ons begin om 'n verskil te maak in Jesus naam. Woord vir mekaar te stuur, die woord te lees, die woord in te neem, in die joy te kom en opgewonde te wees oor die woord van ons God. Amen, amen en amen. Seën en vrede in die Here met jou. Amen. Prys die Here.